Tswani ouma het vir ons hier op Kousa geskryf om te vertel hoe sy na haar kinders verlang wat oor see bly. Sy sê ons program maak haar sommer hartseer vir die mense wat in die buiteland bly wat sy nie eens ken nie. Immigrasie toets mense familiebande tot die uiterste. Hallo, my naam is Daniel van der Walt en mense skryf nou vir ons van heinde en verre. Petra Brits van Tswane, wat haarself beskryf as ouma en moeder, stuur hierdie vir ons. Ek wil julle net bedank vir jul lieflike, hartseer, maar tog baie interessante program. Ek verlang nog steeds my eie oorsee en raak sommer hartseer vir hulle wat ek nie eens ken nie. Later, die storie van Petra Brits, die ouma van Tswane wat vir ons geskryf het. Sy en haar man kuier by haar dogter Bianca Brits en hul kleindogter Sofia in Londen. Dan gaan ons vir die eerste keer Skandinawië toe, waar Lisbie en Johan Swarts in die middernagson sit en kuier. Ja, ek het net per toeval op hierdie Via-kanaal wat ek redelik gereeld kyk, het ek gesien die Kousa's daar. En omdat Bianca hier is, het ek toe nou verder gekyk en dit het my so geraak, dis hoekom ek vir julle toe 'n e-pos gestuur het en gesê, "Sjoe, dit is so hartroerend en is goed om daarna te kyk, maar ja, ook soos wat ek gesê het, dit sê oud word is nie vir sissies nie en om kinders oor see te is ook nie vir sissies nie." Beide Lisbie Hickman Swart en Petra Brits het ons hier gevind en op die net en hulle het sommer dadelik vir ons geskryf. So skryf vir ons hier op Kousa. Begin by wtv.co.za of gaan soek vir ons op Facebook, YouTube, Instagram, Google+, #KousaVia. E-pos by admin@visioninafrica.co.za. Toe Petra Brits onlangs besluit het dat sy saam met haar kleindogter verjaarsdagkoek wil eet, moes sy eers vir 9000 km ver reis vir die bederf. Petra se hotelbestuurder dogter, Bianca Brits, sy enkelma, woon in Enfield, Noord-Londen. Sy vertel vir ons met haar dogtertjie Sofia so dan en wan op haar skoot, hoe sy in Londen beland het. Ek is Bianca Brits en ek is gebore in Pretoria. Ek het groot geword in dieselfde huis vandat ek 3 maande oud was. Ek het Engeland toe gekom April 2005. Ek het pas toe net klaar gemaak met my graad en nou kom jy na 'n vreemde land toe en jy dink, jy het 'n graad en jy gaan 'n goeie werk loslaan van die begin af en dinge gaan regtig great wees. Mens kom met daai verwagting. Ja, toe ek besef dat dit gaan nie so maklik wees nie en ek het vir 'n goeie 3 weke toe ek eers oorgekom het sonder werk gesit en sonder 'n inkomste. En die eerste jaar of so was nogal 'n uitdaging geweest, want dis liewe kultuur en dis liewe mense en dis liewe dinge en jy sê stoksel alleen. Maar my familie het my van dag 1 af bygestaan. Ja, hulle was agter my, alhoewel ek dink is baie swaar vir my ma en my pa geweest, want ek is hulle enigste dogter en nou besluit ek om land uit te gaan. En maar my ma sê altyd, jy lewe nie vir ons, jy lewe vir jouself en as jy gelukkig is, dan is ons gelukkig en met tegnologie is dinge soveel makliker nou se dae om kontak te hou. Ek mis hulle vreeslik baie. Dit was van die begin af vir Bianca duidelik dat haar nuwe land baie harde werk sal vereis. Ons vra toe vir haar hoe sy gegaan het van vreemdeling wat so tussen die boom en die bas was omtrent haar besluit om te immigreer, na iemand wat nou so tuis soos 'n local voel. Ek dink ons Suid-Afrikaners is baie unieke mense en ek dink ons is baie interessante mense. En wat vir my laat tuis voel het, is dat die mense my laat tuis voel het. Want die mense was geïnteresseerd om te hoor van waar jy vandaan kom, hulle wou meer uitvind oor die land. En dit is lekker om in 'n plek te wees waar jy en jou kultuur en jou menswees interessant is vir iemand anders. Dit was baie eensaam. Tot en met ek
in Reading gaan werk het, waar ons almal saam in 'n huis gebly het. En dit was 'n wonderlike tyd gewees. Die gemeenskaplike huis in Reading, waar Bianca vir die eerste keer vriende begin maak het vir haar nuwe selfvertroue en 'n lus vir die lewe gegee. En dit is ook gedurende hierdie tyd waar sy iemand ontmoet het wat haar lewe in 'n heeltemal 'n nuwe rigting ingeneem het. Vind uit na die breek van die groot verandering in haar lewe. Later gaan kuier ons by Lisby Hickman Swart en haar man Johan Swart in Stockholm, waar die kultuurverskil so groot is van ons in, dat hulle soms nie weet of hulle kom of gaan nie. Kousa is jou tuiste, waar jy kan kom uitvind hoe dit met die talle Suid-Afrikaners gaan wat landuit is. Later vandag, Lisby Hickman Swarts en haar man Johan Swarts, 'n wapensindustrie deskundige, sit op hulle stoep in die middernagson en vertel vir ons van die lewe in Skandinawië. Maar eers terug na Bianca Brits in Londen. Na gesukkel in die begin het sy uiteindelik begin vriende maak en floreer. Een spesiale vriend, haar dogtertjie Sofia se pa, Brian Key, het haar lewe omgeswaai. So my dogtertjie se pa is 'n Skot en ek het hom ontmoet die dag toe ek verhuis van Essex na Noord-Londen en toe is ons geseën met 'n wonderlike dogtertjie, Sofia. En hy's 'n great pa. Ek dink hy is 'n groot inspirasie vir Sofia. Hy het baie goeie kwaliteite en ek is baie bly dat Sofia so 'n persoon het om op te kyk. Sophia. Got really tall. Oh, I think there's a helmet and something else. Can you open this? Good slipper, eh? Okay, Daddy, hold Daddy's hands, my goga. Bianca, soos baie ander jong vrouens, het besluit om enkelmaat te wees. Nou vir iemand wat in Suid-Afrika al klaar 'n gevestigde netwerk het, is dit ook 'n brawe besluit. Soveel meer so vir iemand wat in Engeland is met haar ouers wat so ver is. Weet jy, partykeer weet ek nie hoe ek dit doen nie. Ek moet sê, dit vat baie beplanning. Ek het net een dogtertjie, so ek is nog ek wil nog baie leer van mamma wees en ek voel die tye wat ek saam met Sofia wees, wil ek aan my volle aandag gee. It's not quantity but quality wat tel, so ek raak beter daarmee. Dit is nie maklik nie. In die oggende laai ek vir Sofia af by 7:30, tussen 7:30 en 8:00. Sy is heidaglik by 'n kinderoppasser, Dinsdag tot Vrydag. Die uitdagings van enkelmaas reg oor die wêreld. En in 'n stad soos Londen kos dit ook maar haarfyn beplanning. Onlangs het Bianca 'n broodnodige vakansie gevat en vir dit het sy die beste hulp ooit ingevoer. Ouma Petra en oupa George, al die pad van Tshwane af. Hulle het saam Sofia se 3de verjaarsdag kom vier. En soos wat dit is dit wonderlik om die kinders, maar die kleinkinders wat so 'n bietjie 'n tydjie voor hulle weer vir jou werklik weet, dit is nou ouma wat hier is en dit was wonderlik om haar verjaarsdag hier saam met haar te vier. You're gonna cut your face. Ready? How dare you cut Sophia? She's gonna be half Sophia now. You need to eat that. Yeah, you can eat it. I'm going to eat Sophia. That's gonna be in trouble to eat your head. I want to numb. Na al die feesviering het die Brits familie Brittanje gaan verken. En sommer 'n draai by Sofia se Skotse ouma en oupa gaan maak. Slowly.
nes. En die sy vir Nessie, she geroep vir Nessie. Nessie. But we couldn't see Nessie. Isn't that Sophia? Yes, we hope so. We've been calling and calling Nessie, haven't we, Sophia? Have you been calling? You have to call her, yes, because sometimes she's not very good at hearing, because she's right down the bottom of the log here. So if you call really loud, Nessie, she might just pop up. She might come up. Sometimes she's a little bit shy. Big crowds, doesn't like big crowds. So is ons vertrek nou donderdag aand weer. Dit was al hier van die naweek wat jy voel jy's besig om moet afskeid te neem. So jy begin jou alself voor te berei en te troos. Dit bly maar 'n hartseer. Dis nie toksiens vir 'n plekkie, dis nie kobaai vir nee, dit bly maar, dis vir jou kinders, dis bly vir ons lief vir hulle. Ons kry al klaar innemende en unieke stories van oral af. Bianca Brits in Engeland vertel verder. En ek dink sy verstaan nou die konsep van ouma en granny en so en as ek vir my ma sê mamma dan dit het daar nogal laat wonder hoekom noem ek ouma mamma en ons was ook al mooi verduidelik en so en sy ja sy verstaan dit en maar sy vat my ma en my om ons nekke so dan sê sy which one is my mommy jy weet sy is lief vir ouma which one is your mommy you tell me which one yay Dit gaan nie vir haar maklik wees om vir haar ouers wat binnekort terug gaan Suid-Afrika toe totsiens te sê nie. Maar Bianca het 'n plaaslike tannie wat na hulle omsien asof hulle haar familie is. Bianca sê haar buurvrou, Geraldine Hickey, is vir haar soos 'n tweede ma. I'll go there and you push me and I'll push my mummy. Okay. Oh, Mama's bum won't fit in there, my goggatjie. To go through, sissy. Daar's sy. Holding on. Ten laaste vra ons vir Bianca hoe sy die toekoms vir haarself en Sofia sien. Sy sê ten spyte van die feit dat haar dogtertjie amper niks Afrikaans praat nie, raak sy tog so dan en wanneer 'n kinderlied kwyt. Sing it to Mama. En nou, vir die heel eerste keer hier op Kousa, gaan kuier ons vir iemand in Skandinawië. Lisbie Hickman Swarts en haar familie woon al vir jare lank in Stockholm. Haar man Johan Swarts, 'n wapensindustrie deskundige, het 'n geleentheid gekry om by Saab te gaan werk toe hulle kinders nog baie jonk was. Toe ek in Suid-Afrika was, het ek lang jare, ek is in die wapenbedryf, so ek het vir Krygkor gewerk as 'n organisasie en ek het die Swede was my kliënte gewees. So ek het Swede toe gekom alvorens ek kon bly het. Daardie tyd het ek nog kinders op skool gehad. My dogter het saamgekom en hier kom skool gaan vir 4 jaar. My seun het toe net matriek geskryf. Of nee, ek moet dit so stel dat ons het 'n bietjie lank gevat om al die reëlings te tref want 'n mens kom nie net na hierdie land toe en kom werk hier nie. Dit vat maar geruime tyd. Om 'n lang storie kort te maak, op 'n call toe bied Saab my eintlik 'n werk aan en sê wil ek nie vir hulle kom werk nie. Toe sê ek okay, maar as ek nou 'n skuif gaan maak, dan gaan ek 'n landskuif maak en ek gaan 'n werkskuif maak. Dit is iets besonders om gekies te word vir die span by Saab. Die maatskappy staan bekend as die vervaardigers van die wêreld se beste vliegtuig-engines en luukse motors. Maar die persoonlike prys was nogal hoog vir die Swarts familie.
Na die breek vertel Lisbie en Johan vir ons van die opofferinge wat hulle moes maak vir hierdie ongelooflike geleentheid. COSA gaan elke week op soek na die Suid-Afrikaners wat so 'n pad gevat het. Ons gebruik internetoproepe, julle foto's en video's om julle stories te vertel. Ons kuier tans by Lisbie Hickman Swart en haar man Johan Swart. Lisbie het ons program op die net gevind en toe sommer dadelik vir ons geskryf. Voor die breek het Lisbie en Johan vir ons vertel van die opofferinge wat hulle moes maak sodat Johan sy droomwerk daar by Saab kan opneem. Vir die eerste keer kom daar 'n skeuring in die familie. Lisbie, Johan en hulle dogter Bibiana is Swede toe, maar hulle seun Janus moes hoërskool hier klaarmaak in 'n koshuis in Suid-Afrika. Ek dink dit was nogal 'n bietjie sleg geweest, soos ek het Augustus hier aangekom en dis 'n jaar waarin my seun toe nou matriek geskryf het. So daar was nie 'n kans dat hy kon saamgekom het nie. En uiteindelik toe hier aangekom om te probeer studeer hier, maar ja, ek dink ek het al vroeër ook gesê dat dit is moeilik om Engelse programme hier te kry, voorgraads. Ons moes hom agterlos en ons het hom in 'n koshuis gesit die laaste 6 maande van sy skoolloopbaan. En oënskynlik het dit goed gelyk, maar ek dink hy was nie so gelukkig daarmee gewees nie. Op 'n call het hy ook vir my gesê, hy het dit eintlik teen ons gehou. Dit was okay vir hom dat ons as familie soort van beter weivelde gaan soek, maar hy het gevoel dis ten koste van hom. En dit het 'n tydjie gevat om dit, hoe sal ek sê, weg te werk. Ons het nooit eintlik daaroor gepraat nie, maar ek dink vir my was dit baie makliker, want vir my was dit 'n nuwe adventure wat voor lê. En alles het so vinnig gebeur, ek sal sê. So dit was vir my ek dink makliker miskien in 'n manier, want ek was nog steeds saam met my ouers. Dit was heeltyd net nog 'n nuwe experience, wat dit miskien nou nie vir my broer so was nie. Hulle was daarna saam in 'n woonstel op Stellenbosch vir 2 jaar. En baie mense het ons gesê, maar hoe kry julle dit reg dat die 2 kinders saam in 'n woonstel gaan bly? Jy weet dat hulle nie mekaar te lyf gaan omtrent daar of te veel beklei nie. Elke week hier op COSA kuier ons die wêreld plat met 'n koppie koffie en gaan ons op soek na Suid-Afrikaners wat pad gevat het. Maar hierdie week is die eerste keer wat ons so ver doodgaan. Nogal in Swede, die land wat bekend staan vir sy Viking voorvaders en suurharing en middernagson en bitterkoue winters. Ek het nou onlangs toe praat ek en my man, toe sê ek van, weet jy, wat 'n mens in Suid-Afrika ervaar, hoe sekuriteit die mense se lewens beïnvloed daar. Met ander woorde, goed, soos jy spandeer baie geld daaraan, dit hou jou terug, jy gaan nie sommer miskien na teater toe in die aand nie, jy gaan skaars uit kuier of jy kies maar die plekke waartoe jy gaan. Dieselfde geld hier, maar hier is dit die weer. Die weer hou jou terug. Jy kan net nie uitgaan nie, jy wil nie uitgaan nie, en ons betaal eintlik baie vir die weer, want ons plekke moet die hele tyd verhit wees. En jou klere en als. So, dit is my vergelyking. Wat 'n mens daar afstaan aan sekuriteit, moet ons hier afstaan in die weer. Onthou, ons het omtrent letterlik 2 na 3 maande regtig 'n gawe tyd hierso. En dan praat ek van 17 tot 23. As dit 25 hier is, dan is ons uit ons nate uit. Nou op die oomblik, ek het gisteraand 11 uur het ek 'n foto geneem. Toe is die lug nog blou buite, dis skemer, maar dis blou. En dan hier by 2 uur se kant omtrent, regtig omtrent 3 ure in die nag, wat dit werklik nag is. En dan is dit ook nou nie pikswart nag nie, dan is dit nou so 'n donkerblou nag. Om gedurig te moet aantrek, dubbel stelle klere en amper 3 dubbele stelle klere net om te gaan melk koop. Of soos wanneer ons gaan na die vroue daar toe wat ons gaan eet sê en ons daarom nou ordentlik eet by die opera huis restaurant waar ons gewoonlik by mekaar kom. Maar om daar te kom, moet jy nou eers die dik jas en die sewels en die mis en al die dinge aantrek. En as jy daar kom, begin jy nou uittrek. Nou gaan ons na die kleedkamers toe en ons gaan nou uittrek sodat ons nou net kan mooi lyk.
En net nou as jy huis toe gaan, is dit weer daai alles wat jy moet aantrek. Die seisoene is so afgebaken. As dit herfs is, dan is dit die helderste, intense kleure wat hierdie bome het. As die bome begin, en dis letterlik, die bome is stokke. Dit lyk soos pikswart stokke. En as hulle begin loofies kry, dan is dit asof jy hulle amper kan sien oopgaan. En dit het natuurlik te doen met die baie lig. Maar dis 'n land van baie uiterstes en baie kleurspeling. En nou na al die jare van sukkel om die familie bymekaar te hou, met die 2 kinders wat in beide Swede en Suid-Afrika geswat het hulle onlangs 'n lekker familievakansie in Marokko gaan geniet. Dit was vir my baie soos Turkye. Ek was mal oor Turkye, ek sal weer daartoe wil gaan. Dit was vir my absoluut soos Turkye en dit was verbasend 'n baie westerse land op 'n manier vir my, Marokko, in die sin van baie luukse karre, die mense het daarom, dit is of Frans of Arabiers het hulle gepraat, maar jy kan dit 'n bietjie uitmaak. Baie Frans. Ja, baie Frans. En nou al woon die familie Swart al vir jare in Swede, sê hulle dit sal nooit hulle tuiste wees nie. Hulle het onlangs vir hulle 'n plekkie in die Wes-Kaap verskaf. Ek glo, mense wat vir my vertel, hulle het heeltemal geëmigreer en geïntegreer. Ja, heeltemal emigreer kan jy doen, maar integreer, ek glo nie. So ek moet maar seker eerlik wees as ek sê, mense hart is seker maar daar waar jou taal is dalk. Sjoe, ek dink waar my ouers is, dis waar my huis sal wees, dis nou maar in Swede, maar tog as ek op vakansie is, dis dit vir my, dis baie moeilik om te sê, want as ek hier op vakansie is, dan voel ek weer, dit sal vir my lekker wees om terug te gaan, daar waar my persoonlike produkte is, en al my klere, en alles is nou weer daai kant. Ek moet net sê, weet jy wat, ek eendag besef het, en as ek dan ook kan sê, dis was dalk so 'n klein vlietende oomblik van verdrietigheid amper gewees, toe ek sit by my tandarts, en my man het op daai stadium uit vir 4,5 jaar baie in Suid-Amerika gewerk, en die kinders sit in Stellenbosch, en ek sit hier, en sy vra my uit, en sy werk so my tande, en sy hou skielik op, sy haal die boor uit my mond uit, sy sê, Elisabeth, sy sê, jou man werk in Rio, jou kinders sit in Suid-Afrika, en jy is hier, how sad. Ek dink, dit het my nogal laat dink, en ek dink daarna het ek begin besef, ek moet die doppie hier lig, ons sal iets in Suid-Afrika moet kry, ek kan nie hier sit nie, ek het probeer aanpas nog altyd, en ek dink ek het dit dalk redelik reg gekry, alhoewel 'n mens kry jou afdaag, maar ek dink toe sy vir my dit sê, Kouza, CO.za bring elke week vir julle stories van Noord, Suid, Oos en Wes, van Suid-Afrikaners wat mense reg oor die wêreld betower met ons pioniergees. Ek self wil ook oor see gaan, ek wil elke hoek van hierdie planeet gaan besoek, maar net as ek heel dikwels kan huis toe kom. Kouza is jou tuiste hier en op die net. En ons program is uniek, want alle video's en foto's word deur ons kykers self opgeneem. So skryf vir ons by viatv.co.za of soek vir ons op Facebook, YouTube, Instagram, Google+, #KouzaVia. E-pos admin@visioninafrica.co.za. Julle sal sien, almal gaan nou Kouza praat.